Welkom familie, dankie vir hierdie voorreg om weer met julle te kan deel en dankie dat julle tyd maak om saam met my gou te luister oor hierdie Bybelstudie. In kort wil ek net met julle gesels oor hierdie eindtye en die tekens van die eindtye. Nou ons gaan bietjie later meer in diepte gaan oor dit, maar ek wil vanaand net fokus op die rol van die maan. En hoe pas dit in die eindtyd en wat is nou besig om te gebeur onder die gelowiges en mense in die kerk. Nou voordat ons verder gaan, wil ek vra daar waar jy sit, wees net gou rustig, laat ons saam kan bid en vir die Here vir wysheid en insig vra. Hemelse Vader, ons kom in U groot en heilige naam. En Here, so wil ek vra dat U ons sal help, dat U ons sal lei, dat U vir ons insig sal gee oor hierdie saak en oor hierdie onderwerp. Sal U kom deur U woord en deur U Gees, spreek tot ons harte en help ons in Jesus se naam. Dankie vir dit. Amen. So wat ons nou gedoen en op hierdie stadium wil ek saam met julle stap en ons wil net so 'n bietjie paar punte kyk en ek dink wat gebeur en die gevare wat nou tans gebeur in die kerk en wat my eintlik bietjie bekommerd maak is wat hulle hier wys dat mense begin al hoe meer wolf te skree. U ken die verhaal so goed waar hulle sê elke keer pas op vir dit, pas op vir dit. En ek dink ons as kerk moet pas op vir die gevare van hierdie tekens. Nou wat ek daarmee bedoel is dat mense meer fokus op die tekens en wat die tekens kan beteken as wat regtig dit sê. Ek dink wat nou tans gebeur onder die kerk is dat daar konflik ontstaan, dat daar stryery ontstaan en ek dink nie dit is in die hart van die Here Jesus nie. Ja, ons weet die tekens is daar vir 'n waarskuwing vir mense om hulle tyd en hulle saak met God reg te maak. Maar vir ons as gelowiges gee dit sekerheid dat God die waarmaker is van sy beloftes en dit gee vir ons ook sekerheid dat alles wat nou gebeur in beplanning is en dit wat God gesê het moet gebeur. So ek wil hê julle moet net gou saam met my lees hier in Timoteus wat tans gebeur en ek fokus nou eintlik wat ons nou oor gepraat het, wat ons ervaar het. So die uitkoms is in kort is, wat is die bloedmaan, hoe raak dit ons, wat is die rede daarvoor, en die gevare van die tekens van die tye. Iemand het dit vir my gestuur en sê, kyk hoe mooi het ek die maan afgeneem, en ek het so lekker gelag vir dit. So dit is in kort waaroor dit gaan, maar waar ons op gaan fokus is juist wat op die 7de September gebeur het, is hier die bloedmaan wat ons ervaar het en wat ons kon sien het. Maar kom, lees gou saam met my in 2 Timoteus vers 1 tot 7. Maar weet dit, dat daar in hierdie laaste dae swaar tye sal kom, want mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af. Ons as gelowiges het 'n verantwoordelikheid om onsself te keer van hierdie mense. Vers 6 sê, want uit hulle is die wat in die huis insluip en arme vroue gevange neem, wat met sonde belaai is en deur allerhande begeertelikhede gedrewe of gedryf word, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom nie. En ek dink dit is nou veral wat nou gebeur tans wanneer ons kyk na die tekens van die eindtye, is mense begin alles na hierdie kennis aanhardloop, maar hulle kom nooit tot die waarheid nie. Hulle kom nooit tot die insig wat dit beteken nie. En hoekom en die rede waarom ek hier die Bybelstudie aanspreek, ons sal nooit al die dwaallering kan aanspreek nie, is dat ons moet pas op vir die gevare, ons moet pas op vir hierdie mense en wat nou tans gebeur. Ek dink daar's besig, wat nou gebeur is skeiding te kom tussen gelowiges en konflik oor sekere punte en sê ja, dit kyk na hierdie teken en kyk na daardie teken. En ek dink nie dit is in die hart van die Here Jesus nie, waar ons eerder met mekaar moet saam staan, mekaar moet ondersteun en mekaar eintlik aanmoedig om te sê volhard,
want hierdie tekens is al reeds in die wêreld. Ons weet die koms van die Here is naby, en daarom moet ek eers op myself let, voor ek op ander let. En ek dink dit is nou wat gebeur. Almal sê, kyk uit my oogpunt uit. Ek sien 'n 6 raak, jy sien 'n 9 raak, wie is reg? En ek dink nie, daar moet verskeidenheid nou kom nie, maar ons moet in konteks bly wat die woord sê, en wat nou die woord ook vir ons duidelikheid gee. Ons moet dit toepas, wanneer dit gebeur. So kom ek nou praat gou oor die maan, hoe speel die maan 'n rol in die eindtyd? Ons moet kyk, wanneer die woord praat, vir wanneer is dit? Want die Bybel praat van op verskillende plekke oor die maan, vir verskillende tye, verskillende tydperke. Weereens, ons wag vir die wederkoms van die Here, ons weet voor dit gaan die wegraping wees. Daar is geen teken vir die wegraping nie, maar al die tekens dui op die wederkoms. En die maan speel 'n groot rol op die wederkoms en in die verdrukking. Nie vir nou nie. Vir nou speel die maan 'n ander rol. As jy gou saam met my kyk gou nou hoe mooi is hier die kleure wat ons die jaar kan verwag. Nou ek glo persoonlik, hierdie tekens is vir ons aan te dui dat God in beheer is. As ons kyk na Psalm 19 vers 1, hoor gou wat sê die Here. Hy sê, die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werke van sy hande. Ek dink alles wat ons nou sien, ek dink die sterrehemel, die gewone hemel wat ons ken, is besig om te verduidelik en te verklaar die grootheid en die heerlikheid van God. As ons bietjie verder gaan, sal ons sien, omdat die son en die maan daar is daar vir ons sekerheid wat nou woon in die genade tydperk, dat God die waarmaker is van sy beloftes. Ek dink die maan is daar besig om eer te gee aan die Here. En hierdie kleure, as ons net gou weer kan teruggaan na dit, begin die grootheid van God te vertel, die mooiheid van God te vertel, so laat ons dit kan aanskou, laat ons dit kan waarneem. Nou hierdie wat nou tans gebeur met die maan, is nie iets niets nie. Al hierdie inligting wat ek kry, kom van Google af. As jy net gaan kyk na hierdie prent, is die laaste 10 jaar, het ons 48 verskillende kleure maane gehad. En ons het die voorreg, as gelowiges, om so bietjie in 'n deel van dit, van die grootheid van God te ervaar. Die heerlikheid van God te ervaar. En dit is wat so mooi is. Ek dink die sterre verkondig en vertel 'n boodskap hoe groot God is. Hy ken elke ster by die naam, maar hy sê vir jou as gelowige, jy is in sy handpalm ingraveer. Nou hierdie tekens maak ons nie bekommerd nie of benoud nie, want ons weet ons is veilig in ons Skepper se hande. Kom ons kyk gou wat sê die woord. Die maan is 'n simbool van God se getrouheid. As jy Psalm 104 gaan lees, as jy Jeremia gaan lees, dan besef ons hierdie maan, soos wat God sê, soos die sekerheid dat die maan daar is, so seker is dit dat my beloftes aangaande julle, sal in vervulling kom. En daarom raak ons nie benoud wanneer al hierdie dinge gebeur nie, maar mense wil hierdie teken of simbool van die maan vat en dit toepas op verkeerde tydperke van die wêreld. In die begin, as ons gaan lees in Genesis 1, sê die Here, hierdie lig sal daar wees, 'n klein lig sal daar wees, vir julle as 'n baken in die nag. Nou kom Psalms later en hy sê, hierdie teken en hierdie baken is daar om vir julle te wys my grootheid. En wanneer jy in 'n donker nag sit, wanneer jy in 'n donker tyd sit in jou lewe, dat jy kan opkyk en sien, daar is lig, maar hierdie lig is net eintlik verwysing na die groot lig van Jesus Christus, sy getrouheid en sy grootheid. So waaroor praat mense, waaroor verwys mense, en dit is wat ons nou gaan op fokus, hierso, in Handeling 2. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdampe, of damp. Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed
voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Kind van God, ek en jy hoef nie te vrees nie. Hierdie is maar net vir ons sekerheid om te sê, daar gaan 'n dag kom waar God die streep gaan trek. Daar gaan 'n dag kom wanneer die groot oordeel gaan kom. Eintlik is hierdie bloedmaan in die konteks wat Handelinge hiervan praat, in konteks wat Jesaja hiervan praat, in konteks wat Matteus en Lukas hiervan praat, dui aan, dit is 'n teken dat die dag van die Here gaan kom. Die beter woord daarvoor is dat daar 'n goddelike oordeel gaan kom, maar vir die wat gered word en gered is, hoef nie bekommerd te wees oor hierdie dag nie. As ons gaan verder kyk, wat sê die Bybel? Hy sê, wanneer moet wat gebeur in watse tydperk wat God bepaal het? Die teken van die maan is om te verkondig dat die dag van die Here wat gaan kom. Al hierdie tekens, soos ek genoem het, dui op die wederkoms en fokus op die laaste tydperk. Nou vir ons nou wat nog wag vir die wegraping, is hierdie eers 'n simbool van God se getrouheid, van God se heerlikheid, maar wanneer ons dan fokus op die eindtydperk, wanneer ons nou heel gaan aanraak, dan is dit op die dag van die Here. En ek dink baie keer mense haal hier die maan uit konteks uit. Dit laat my voel en laat my dink aan die ou CCR lied. I see a bad moon rising. En ek dink dit is eintlik waar mense nou aanhang en hulle self vrees wil inspreek en verdeling in wil bring. Kom kyk gou wat sê Joël. Joël 2 vers 31 sê, en die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed. Lukas sê, hierdie sal die tekens wees van die wederkoms, die tekens dat dit ons in die laaste dae is. Toe sê hy vir hulle wie Jesus is. Die een nasie sal teen die ander opstaan, die een koninkryk teen die ander. En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees, en hongersnote en pessiektes. En daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom. Die klem op die hemel kom. So ons sien dit alreeds baie mense wat nie glo nie, wetenskaplik is, wat sê hulle kyk in die ruimte in, en hulle sê daar is iets aan die kom. Dis vir my interessant dat hulle die tekens kan erken, maar hulle sien nie die lam in die middel van hierdie tekens nie. Daarom is dit ons werk, daarom is dit ons verantwoordelikheid om hierdie mense te dui na Jesus toe. Alles wys na Christus toe en sy verlossing en sy liefde. As ons bietjie verder gaan kyk, kom ons kyk gou wanneer die maan in die verdrukking gaan wees. Openbaring 6. Hoor nou waar is ons? Openbaring 6. Kyk gou vir 'n oomblik vir my. Openbaring 6 is na wanneer die wegraping plaasgevind het. Die Here sê vir Johannes, skryf aan my gemeentes van hoofstuk 1 tot hoofstuk 5. Van vers 6 af, of hoofstuk 6 af, is die kerk nie meer daar nie. Dan is die fokus nie meer op die kerk en die bruid nie, maar op Israel en wat op die hele aarde gaan gebeur. En dan praat hy oor die maan wat gaan skade kry. Die maan wat gaan ook verander in bloed. Nou as jy nie my glo nie, lees self wanneer die seels oopgebreek word in die 7 jaar tydperk. Dis nie net daar wat dit gesê word nie, maar Matteus ook. Hy sê, en dadelik na die verdrukking, kyk wat se tydperk pas die maan dan in. Die maan sal sy glans nie gee nie. Kom ek sê gou dit vir julle. Is interessant wanneer ons kyk by Openbaring, ons gaan nou daar kom op die einde, die maan en die son, meer die klem op die son, het nie die helderheid as wat hy moet hê as gevolg van sonde nie. Die hele natuur het sonde het 'n invloed op die hele natuur, regdeur. Daaroor sal ons nou 'n bietjie later gesels. Jesaja sê hier die mooi ding, Jesaja 13.
Hy sê, want die sterre van die hemel sal hulle lig nie laat skyn nie. Die son sal duisternis by sy opgang, of duister by sy opgang. En die maan laat sy lig nie skyn nie. Weereens is al hier die tekens en al hier die verwysing op die eindtyd en nie vir wat ons nou ervaar nie. Hoekom dit nou so baie ernstig is omdat baie mense glo die wegraping gaan nou plaasvind in September en dan koppel hulle hier die verse aan en sê kyk daar's 'n bloedmaan. Nee, kom ons kry ons tydperk reg. Vir in hierdie tydperk gaan daar sekere dinge gebeur en ek praat nou van na die wegraping en dit is wat ons nou gelees het. Dit is vir na die wegraping. Maar ek glo die wonders en tekens soos wat Matteus gesê het, is daar juis om ons te waarsku dat die Here op pad is. Kom ons praat gou die gevare. Iets hierso wat baie uitstaan. In Deuteronomium sê hy, moenie die maan aanbid nie. Hoekom noem ek die gevaar van dit? Ek dink dit is al meer iets wat ons sien. Dat ons aanbid eerder die dinge wat die Here gegee het, as die Here van die dinge. Kom ek verduidelik dit met die goue kalf. Israel het die goue kalf aanbid. Hoekom? Want hulle het die gawe wat hulle van God gekry het, toe hulle uit Egipte gegaan het, die goud gevat het hulle gawe van God gekry, nou aanbid hulle die gawe en nie die Here nie. En weer eens is mense so behep oor die maan in hierdie tydperk, maar hulle aanbid nie God die Skepper nie. En dit is hoekom ek sê die gevaar daarvan, ons moet die Here aanbid en die Here soek en nie die gawe nie. Ek hoop dit maak sin. As ons net so 'n bietjie verder gaan, kom ons nou die maan by die nuwe hemel en die nuwe aarde. Die rede, die teken van God se grootheid en heerlikheid. Hoor wat sê Jesaja 30 vers 26. Ons is nou op die einde. Ons is nou op die einde van die tydperk. Alles het gebeur. Die verdrukking het gebeur, die wederkoms het gebeur, die slag van Armageddon het gebeur. Alles het gebeur na die millennium. Ons is nou op die einde. Hy sê, die son sal 7voudig wees. Die son sal sy helderheid weer terugkry. Die son sal weer herstel wees soos wat dit oorspronklik was. As ons kyk wat sê Openbaring 21 vers 23. En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie. Dit sê nie dat die son en die maan gaan nie meer bestaan nie. Nee, glad nie. In die stad van die nuwe Jerusalem, waar God sy hoofkantoor gaan sit, waar sy troon gaan sit, gaan sy heerlikheid so groot wees, laat die son en die maan nie meer nodig is nie, want weer eens, die maan en die son wys jou na God toe. En mense moet nie die son en die maan aanbid nie, maar die Skepper aanbid. En dit is wat in kort hier die vervulling gesê word en ook gewys word. Net weer eens, op jou eie tyd kan jy dit lees. As jy wil verder lees, kan jy dit net gou pause. So in opsomming, konklusie. Die maan, nou tans, vir waar ek en jy nou lewe, is om die grootheid en die heerlikheid van God te wys. Is 'n simbool van God se belofte en getrouheid. Vir die eindtyd is dit 'n teken van God se goddelike oordeelsdag wat op pad is. En daarom moet ons gereed wees. Maar ek glo, met my hele hart, as ons nou gaan kyk na hierdie klere van die maan, verkondig 'n boodskap van God se liefde. Dat hierdie groot God, wat alles gemaak het, deur te spreek, wys sy liefde vir ons, om te sê, ek dink aan jou. En daarom kom hier die skrif by ons op wat Dawid sê, hy sê, wat is die mens dat u aan hom dink? Kyk gou weer eens na hierdie klere. As God dit met die maan kan doen, hoeveel te meer kan God dit nie vir jou omstandighede doen nie? Dalk dit wat vir jou donker is, dit wat vir jou in duisternis laat sit, laat hy vir jou 'n lig wees en iets moois maak uit jou verhaal. En so wil ek vra, kom ons bid saam, kom ons sluit die oë, en ons vertrou God, laat daar nie skeiding sal kom tussen gelowiges nie, laat daar nie konflik sal kom onder gelowiges nie,
maar laat ons volwasse sal wees. Laat ons groot genoeg sal wees om mekaar te sê, kom ons fokus eerder op die Here as die gawes van die Here. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so wil ek vra dat daar sal duidelikheid kom oor hierdie onderwerp, dat U vir ons sal help, dat U ons sal lei. Laat ons sal besef en vashou aan U beloftes, aan U getrouheid. En mag U saam met ons wees. En as iemand nou in duisternis sit, mag hulle U hand ervaar, mag hulle U sien, en mag hulle U liefde nou ook ervaar daar waar hulle is. Wees met ons en mag hier die studie antwoorde bring op die vrae wat hulle gehad het. In Jesus se naam. Amen.